Goed, vandag duik ons in 'n paar van die mees berigte, onopgeloste misdade uit die Amerikaanse geskiedenis. Jy het vir ons 'n fascinerende stapel bronne gestuur en ons gaan saam deur hierdie raaisels werk. Ja, sake wat gemeenskappe vir dekades lank in 'n wurggreep gehou het. Presies. Ons missie is om te verstaan hoekom hierdie cold cases van die New York van die 1840s tot die depressie-era in Cleveland vandag nog by ons spook. Jy weet, dis nogal interessant, as jy na moderne reekse soos CSI kyk, kry jy die indruk dat elke misdaad binne 'n uur netjies opgelos word. Met DNS-bewyse en 'n dramatiese bekendnis. Juis, maar die bronne wat jy hier voor ons het, skets 'n heel ander prentjie. Dis die regte wêreld, waar die spoor letterlik koud geword het. En die vraag vandag nog net so dringend is. Hier was geen tegnologie nie. Nee, net speurwerk, gerugte en soms, wel, pure paniek. Kom ons pak dit uit. Ons eerste saak neem jou terug na 1841. Dis die verhaal van 'n jong vrou se dood wat nie net New York aangegryp het nie, maar die media self vir altyd verander het. Haar naam was Mary Rogers, maar almal het haar geken as die pragtige sigaarmeisie. Sy het in 'n tabakwinkel in Manhattan gewerk en was blykbaar 'n absolute trekpleister. Baie bekend onder die stad se skrywers en joernaliste. Ja, en op 'n snikhete Sondag, 25 Julie 1841, sê sy vir haar verloofde, 'n man met die naam Daniel Payne, sy gaan by haar tante kuier. En toe verdwyn sy, sommer net so, van die aardbol af. Vir 3 dae was daar niks. Niks. Toe, op die Woensdag, ontdek 'n paar bootmanne haar liggaam in die Hudson rivier naby Hoboken in New Jersey. En dit was nie 'n mooi toneel nie, né? Glad nie. Haar gesig was erg gekneus en repe van haar eie onderrok was in 'n stywe seemansknoop om haar nek gebind. 'n Seemansknoop. Dis 'n baie spesifieke detail. Ja, vir die lijkskouer was daar geen twyfel nie. Sy is aangerand, verwrig en heel moontlik verkrag. En dis hier waar die storie 'n vreemde draai vat, wat eintlik niks met die polisie te doen het nie. Haar dood het die perfekte storm geword vir hierdie nuwe ding wat kop uitgesteek het. Die pennypress, die ponykoerante van daardie tyd. Presies. Hulle het besef hierdie storie is goud werd. Absoluut. Hulle het die storie gegryp om koerante te verkoop. Skielik was daar 'n wederwywering, elkeen met sy eie skokkende teorie. Soos wat? Wel, die een het gesê sy is deur 'n gewelddadige bende vermoor. Ander het gesinspeel op 'n jaloerse minnaar. Party het selfs gespekuleer dat sy selfmoord gepleeg het. Die waarheid het nie meer saak gemaak nie. Nee, die mees sensasionele storie het gewen. Dit was 'n totale media-sirkus. So, te midde van hierdie chaos, wat het die polisie gedoen? Het hulle enige ernstige verdagtes gehad? Wel, die ondersoek was van die begin af 'n gemors. Daar was eers 'n groot bekleierery tussen die polisie van New York en New Jersey oor wie se saak dit nou eintlik was. Jurisdiksie. Tipies. Ja, maar hulle het 'n paar mense ondersoek. Haar verloofde, Daniel Payne, was natuurlik eerste op die lys, maar hy het 'n waterdigte alibi gehad. En die seemansknoop. Juis. As gevolg daarvan het hulle 'n matroos genaamd William Keecook ondervra, maar hy het ook 'n alibi gehad. Hulle het selfs 'n houtgrawer ingebring, Joseph Morse, maar hy is ook vrygespreek. Die polisie het, jy weet, in sirkels gehardloop. Goed, so die polisie se lys verdagtes loop dood. Op daardie stadium het dit gelyk of die spoor heeltemal koud geword het. Vir 'n ruk het dit so gelyk. Maar toe, heeltemal buite die bloute, het 2 seuns wat in die bos naby die rivier gespeel het, op iets afgekom. Wat het hulle gekry? 'n Paar van haar besittings, haar serf, haar onderrok, 'n sambreel, netjies weggesteek in 'n digte bos. En hierdie fonds het 'n nuwe getuie laat na vore kom. Regtig? Wie? 'n Herbergier genaamd Frederica Loss. Sy het skielik onthou dat sy Mary Rogers op die dag van haar verdwyning gesien het, in die geselskap van 'n donker geklede man. En wat van haar verloofde, Daniel Payne? Hoe het hy hierdie hele media-sirkus hanteer? Nie goed nie. Hy was duidelik besig om te kraak onder die druk. 'n Paar maande na haar dood het hy selfmoord gepleeg. Dis tragies. En hier's die detail wat jou koue rillings gee. Hy het dit gedoen naby die presiese plek waar haar klere gevind is. Sy nota was kort en hartverskeurend. Aan die wêreld, hier is ek, op die plek. God vergewe my vir my ongeluk en my verkwiste tyd. Ongelooflik. Maar die storie was nog nie verby nie, reg? Daar was jare later nog 'n laaste vreemde kinkel. Ja,
Jare later, toe die herbergier Frederika Los op haar sterfbed lê, roep sy 'n regter en maak 'n beweerde bekentenis. Wat het sy gesê? Sy het vertel dat Mary Rogers eintlik gesterf het weens 'n mislukte aborsie wat 'n dokter by haar herberg uitgevoer het. Volgens haar storie het haar seuns toe paniekerig geraak en van die liggaam ontslaag geraak. So, dis die oplossing, 'n aborsie wat skeef geloop het. Wel, dis waar dit ingewikkeld raak. Daardie bekentenis het glad nie die duidelike merke van verwurging om haar nek verduidelik nie. Sy iemand probeer beskerm. Ons sal nooit weet nie. Die saak bly onopgelos. Dis fascinerend. So die media het nie net oor die storie berig nie, hulle het in wese deel van die storie geword, né? Absoluut. En dis die ware nalatenskap van haar saak. Dit het die skrywer Edgar Allan Poe geïnspireer om sy beroemde verhaal The Mystery of Marie Roget daarop te baseer. Maar nog belangriker, Ja, dit was die geboorte van die true crime genre soos ons dit ken, waar die grens tussen nuus en vermaak vir die eerste keer heeltemal vervaag het. 'n storie waar die hele stad gepraat het, maar die moordenaar stil gebly het. Jou volgende stel bronne wys ons 'n saak wat amper die teenoorgestelde was. Ja, een waar die moordenaar self met die stad begin praat het en op 'n ongelooflik bizarre manier. Ons spring nou vorentoe na 1918, na New Orleans. Die Eerste Wêreldoorlog is aan die gang, Spaanse Griep breek uit en die stad word deur 'n reeks vredemoorde getuister. Dit begin in Mei met 'n Italiaanse kruidenier, Joseph Maggio, en sy vrou Catherine. Wat het met hulle gebeur? Hulle word een oggend dood in hul bed gevind, aangeval met 'n byl. Die polisie vind dat 'n paneel uit hul agterdeur gekap is om toegang te kry. So hy het hulle met 'n byl vermoor. En wat is gesteel? Hier's die ding, niks van waarde is gesteel nie. En dit was nie sommer enige byl nie, dit was die Maggio se eie byl. Dit maak dit nog meer persoonlik. En griesaam. Ja, en toe gebeur dit weer en weer. 'n Patroon het vinnig duidelik geword. Watter patroon? Die moordenaar, wat die pers die Bylman gedoop het amper uitsluitlik Italiaanse kruideniers geteiken. En die metode was altyd dieselfde. Hy kap 'n paneel uit die agterdeur, sluip in en gebruik die familie se eie byl teen hulle. Die stad moes in 'n greep van absolute paniek gewees het. Dit was. Een van jou bronne sê dit voortreffend. Gewapende mans het oral slapende gesinne wag gehou. Ek kan my dit voorstel. Maar dan kry die storie 'n kinkel wat klink asof dit uit 'n fliek kom. Die Bylman begin kommunikeer. Ja, en dis waar dit werklik bizar raak. 'n Brief wat beweer word van die Bylman afkom, word by die Times-Picayune koerant afgelewer. Ek het dit. Luister net hierna. Ek is nie 'n mens nie, maar 'n gees en 'n demoon uit die warmste hel. Ek is baie lief vir jazzmusiek. Wag vir die volgende deel. En ek sweer by al die duiwels dat elke persoon gespaar sal word in wie se huis 'n jazzorkes op volle sterkte speel. Diegene wat nie op Dinsdag aand jazz speel nie, sal die byl kry. Hy noem homself 'n demoon en eis dat die stad vir hom jazz speel. Dis absoluut ysingwekkend, die vermetelheid. Het die mense van New Orleans dit ernstig opgeneem? Hulle het dit doodernstig opgeneem. Die vrees was so groot dat niemand 'n kans wou waag nie. En op die betrokke Dinsdag aand, 19 Maart 1919, het die hele stad New Orleans ontplof met die klank van jazz. Die hele stad. Die hele stad. Musiek het uit elke klip, elke kabaret, selfs uit privaat huise geblaar. Professionele en amateurorkeste het die hele nag lank gespeel. Kan jy jou dit indink? 'n Hele stad wat saamspeel in 'n party uit pure vrees. Dis amper komies as die rede nie so gruisam was nie. En het dit gewerk? Die ongelooflike is niemand is daardie nag aangeval nie. Die Bylman, of wie ook al hy was, het sy woord gehou. En toe? Daar was nog 'n paar aanvalle in die maande daarna, maar toe, net so geheimsinnig soos dit begin het die moord tog opgehou. Is daar ooit 'n goeie verdagte gevind? Daar was baie teorieë. Sommige mense het gedink dis die maffia. Daar was een man, Joseph Mumfree, wat jare later deur die weduwee van die Bylman se laaste slagoffer vermoor is. Regtig? Ja, en baie mense het geglo hy was die moordenaar, maar niks is ooit bewys nie. Die Bylman se identiteit bly onbekend. 'n Spook wat vir een aand die dirigent van 'n hele stad se vrees geword het. Van 'n moordenaar wat met 'n hele stad praat.
Neem jou laaste stel bronne ons na 'n saak oor 'n moordenaar wat 'n absolute stille spook was. Ons is nou in Cleveland gedurende die Groot Depressie. Ja, 'n donker en desperate tyd, veral in 'n krotbuurt bekend as Kingsbury Run. En dit is waar een van Amerika se mees gruisame reeksmoordenaars sy jaagveld gevind het. Wat het daar gebeur? Tussen 1935 en 1938 is die oorskot van minstens 12 slagoffers ontdek, vermoor, uitmekaar gesny en onthoof. Onthoof? Ja, en die lijkskouer het vasgestel dat die onthoofdings dikwels gebeur het terwyl die slagoffers nog gelewe het. Dis ondinkbaar. Die pers moes 'n naam vir hierdie monster gehad het. Hulle het hom die malslagter van Kingsbury Run genoem. Omdat sy slagoffers meestal hawelose mense was identifikasie byna onmoontlik. Slegs 2 van die 12 is ooit positief uitgeken. Maar wat het die saak so anders gemaak? Die moordenaar se vaardigheid. Hy het 'n merkwaardige, presiese kennis van die menslike anatomie gehad. Die lijkskouer het geskryf, die onthoofdings is gedoen met een sterk, selfversekerde slag. Dit klink soos die werk van 'n chirurg. Presies. En hierdie saak het die aandag van 'n baie bekende wetstoepasser getrek. Wie? Cleveland se veiligheidsdirekteur in daardie tyd was niemand anders nie as Eliot Ness. Eliot Ness. Van die Untouchables, die man wat gehelp het om elke pound plat te trek. Die einste een. Na sy roem in Chicago het hy die pos in Cleveland aanvaar. En hierdie saak het sy grootste uitdaging geword. En die moordenaar het dit geweet. Dit het persoonlik geword. Hoe so persoonlik? Wel, die liggame van slagoffers nommer 11 en 12 is op 'n vullieshoop gelos wat volgens die bronne reguit sigbaar was vanuit Eliot Ness se kantoorvenster. Hy het hom persoonlik getart. Dis ongelooflik arrogant. Hoe het Ness gereageer? Sy reaksie was drasties en baie omstrede. In Augustus 1938 het hy 'n reuse klopjag op Kingsbury Run gelei. Hulle het 63 mans gearresteer. En toe? Toe het Ness beveel dat al die plakkershoute tot op die grond afgebrand word. Hy wou die moordenaar se jagveld vernietig. Het dit gewerk? Glad nie. Die media het ons gekruisig en die klopjag het absoluut niks opgelewer nie. Hulle het wel een amptelike verdagte in hegtenis geneem, 'n messelaar genaamd Frank Tozaal, wat erken het, So hulle het hom gehaat. nie heeltemal nie. Hy is kort daarna dood in sy sel gevind. Die amptelike storie was selfmoord. Maar hy het homself glo opgehang aan 'n haak wat laer as sy eie lengte was. En die lijkskouing het gewys hy het 6 gebreekte ribbes gehad. So, dit was nie selfmoord nie. Min mense glo dit vandag. So Ness het nooit sy man gekry nie. Amptelik, ten minste. Amptelik nie. Maar die bronne wys duidelik dat Eliot Ness sy eie nie-amptelike verdagte gehad het. 'n Man na wie in die rekords as Dr. X verwys word. Dr. X? Ja. Die meeste navorsers glo vandag dit was Dr. Francis E. Sweely, 'n briljante maar erg versteurde snydokter wat naby Kingsbury Run gewoon het. Hy het die chirurgiese vaardighede gehad, die kennis, die toegang, alles het gepas. En wat het van hom geword? Ness het hom in die geheim ondervra, maar kon niks bewys nie. Sweeney was te slim. Maar hier is die veelzeggende feit. Die moorde het onmiddellik en permanent opgehou nadat Dr. Sweeney homself vrywillig in 'n sanitarium laat opneem het. So, as ons terugkyk na hierdie 3 sake, sien ons 'n patroon, is dit nie? In elke geval het iets buite die misdaad self, die media, openbare paniek, politieke druk, die ondersoek heeltemal van koers afgedring. Dit is presies die punt. Van die kinderstories oor Mary Rogers tot die afbrand van plakkershutte in Cleveland, sien ons hoe die gebrek aan tegnologie en die oorweldigende menslike element hierdie sake onoplosbaar gemaak het. Ja, En dit laat jou met 'n laaste prikkelende gedagte. Een van die bronne wat jy vir ons gestuur het, bevat 'n tydlyn van forensiese mylpale. DNS-profilering. die tegnologie wat vandag soveel sake oplos. Presies. Dit is eers in 1984 ontwikkel, byna 'n eeu na die Builman. Dink net hoe een van hierdie sake, Mary Rogers, die Builman of die torsomoordenaar, moontlik onmiddellik opgelos kon gewees het. Een enkele haar. Een druppel bloed wat op 'n byl agterbly. Een velsel onder 'n slagoffer se vingernaal. Dit kon alles verander het.
Dit laat 'n mens wonder, is dit nie? Watter toekomstige forensiese hulpmiddel wat vir ons vandag nog heeltemal ondenkbaar is, sal eendag die onoplosbare sake van ons eie tyd met gemak kraak?